Nou vriende, goeiemôre. Ek vertrou dat dit met een en elkeen van u goed gaan, dat u goeie nag se rus gehad het. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën so rondom sy wonderlike woord. Nou ek wil u vanmôre groet met die baie besondere Halleluja lied 313. Nou dis een van die Halleluja liedere in my Halleluja bundel wat ek onderstreep het, sekere dinge gemerk het. 'n Baie besondere boodskap wat aan ons deurgekommunikeer word deur hierdie Halleluja lied. Daar staan gedurig: dors my siel na u, o Heer. Kom met u liefdesstem en troos my teer. Vers 2 sê elke uur, elke oomblik, Heer, wees u naby. Versoeking het geen krag met u by my. Die derde vers leer 'n groot waarheid: elke uur, elke oomblik, Heer, leer my u wil en maak my na u woord ootmoedig stil. Die laaste versie sê elke uur, elke oomblik, Heer, is u my deel en aan u diens wy ek my hart geheel. En dan die koorgedeelte: my siel, Heer, het u nodig, na u verlang my hart. O seën my heiland en troos in smart. Vriende, wat ek leer uit hierdie lied is dat net die Here kan versadiging in my en jou lewe bring. Jy weet, ons soek na baie dinge in die lewe: rykdom, geluk, gesondheid, 'n beter betrekking, 'n beter huis, en al hierdie dinge, vriende, familie, dit kan nie die plek vul wat Christus in jou lewe moet vul nie. Die groot prediker en kerkvader Augustinus het gesê: 'n mens se siel bly rusteloos totdat hy rus in die Here vind. En ag vriende, hierdie lied is my so beskrywend van hierdie rus in die Here. Om elke dag te sê: Here, my siel, Heer, het u nodig. Na u verlang my hart. O seën my heiland en troos in smart. Here, wees u my deel, wees u die een, die God van die nabye. En ag vriende, mag u en ek in hierdie dag gedurig deur sê: Here, ek dors na u. Kom vul my met u waarheid, met u woord, met u self, met u teenwoordigheid, en lei my ook na waters waar rus is. Nou vriende, ons gaan vanmôre praat oor 'n baie besondere gedagte. Dis eintlik 'n reeks boodskappe wat 'n mens kan bring hieroor, maar tog wil ek net so gedagte in u midde laat oor die gedagte in Hebreërs, die eerste hoofstuk, oor die engele as dienende geeste. Nou ek lees vir u wat daar staan en dan gaan ons 'n paar woorde daaroor praat. In Hebreërs 1 word daar geskryf vers 7: en van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme. En vers 13: en aan watter een van die engele het hy ooit gesê: sit aan my regterhand totdat ek die vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete? Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie? Jy sien, baie duidelik sien ons hier dat die Hebreërs skrywer melding maak van die engele as dienende geeste. Nou ons beleef 'n tyd waar mense baie van engele maak. Gaan na die Christelike boekwinkels toe en u sal alles en nog meer daar kry, en 99% van die tyd vind jy goed wat ver verwyderd is van die woord. Geestelike oorlogvoering waar mense kwansuis teen die duiwel en sy bose magte veg, en hoe engele aan hulle verskyn, en waar hulle op die punt van strate gaan staan en sekere goed bind en sekere altare bou. En ag vriende, ek wil vir u sê, daar is hoër dinge, verskoon die Engelse uitdrukking, wat vandag in die kerk van Jesus aangaan. En ek pleit by u dat ons elke keer sal teruggaan na die Bybel. Nie na mense, nie na ervarings, nie na belewennisse nie na wat hulle kwansuis gesien het in 'n droom of in 'n openbaring of in 'n visioen nie, maar dit wat die Bybel vir ons sê. Daar's een boek wat die autoriteit van God dra, en dit is die Bybel. En as jy God wil hoor praat, luister na sy woord. Ag vriende, en ons sien baie duidelik dat die Here vir ons sê dat hy sy engele uitstuur as dienende geeste, en hulle word vir diens uitgestuur vir die wat die saligheid sal beerwe. Met ander woorde, die weergeborenes, die wat gewas is in die bloed van die lam, kinders van God wat op pad hemel toe is. En ag vriende, ons sien dit so mooi geïllustreer in die Ou Testament, as ons lees van die man Daniël. Jy sal onthou dat Daniël in ballingskap weggevoer is, die volk Israel is in ballingskap weggevoer, en nou lees ons daar in Daniël 10, hoe Daniël vir 3 volle weke getreur het. Daniël het nie regtig geweet wat aangaan en vir hoe lank hulle in ballingskap sal wees nie, en hy het hom verootmoedig voor die Here, en die nood in sy hart was sy volk. Here, wanneer gaan my volk bevry word? Wat is aan die gang? Wat gaan gebeur? En Daniël verootmoedig hom voor die Here. En die Bybel sê vir ons vir 3 volle weke het hy getreur. Gaan lees Daniël 10. En die Bybel leer nou vir ons daar in vers 11, dat die engel na Daniël gekom het. Nou meeste mense reken dit was die engel Gabriël gewees, of dit so was, weet ons nie. Die Bybel gee nie vir ons presies die naam nie, maar die Bybel sê vir ons dat hierdie engel na Daniël gekom het. En hy het vir my gesê: Daniël, geliefde man,
Baie besonder die gedagte van geliefde man. Vriende, as kinders van God is ons geliefde kinders van God. Soos die Here vir Daniël gesê het deur die engel, jy's 'n geliefde man, so wil die Here ook vanmôre vir ons sê. Sy kinders is ons geliefde kinders. Hy het ons gekoop. Hy het vir ons 'n duur prys betaal. En daarom sal hy ook ons veilig in sy heerlikheid aanbring. Hy sê vir hom, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek en gaan staan op jou staanplek. Want ek is na jou gestuur en terwyl hy hierdie woorde met my spreek, het ek bewend gaan staan. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee en jou voor die aangesig van God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom. Baie interessant is, 21 dae het verbygegaan, en die engel sê vir Daniël, van dag 1 af, het God jou gehoor. En vriende, jy moet onthou, hier is 'n kosbare geestelike les hierin opgesluit. Dikwels bid ons oor 'n saak, en ons bid oor 'n saak, en ons bly bid oor 'n saak, en ons dink later, het God my ooit gehoor? Die Bybel sê, van dag 1 af hoor die Here ons. Hy antwoord miskien nie dadelik nie, maar die Bybel sê, hy hoor van dag 1 af. Nou vers 13. Nou sê hierdie engel vir Daniël, maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Michal, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van Persië. En ag vriende, wat vir my so baie duidelik uitgestaan het, is hierso, dat ook in hierdie opsig het hierdie engel gekom om vir Daniël te ondersteun. Nou u en ek het die woord van God, die volmaakte openbaring, die volmaakte kanon, so ons gaan nie 'n engel kry wat aan ons verskyn om vir ons 'n boodskap deur te gee nie. Nee, ons het God se woord. Maar tog dink ek, as ons die Bybel bestudeer en ons kyk na Hebreërs, die eerste hoofstuk, en ons kyk na wat hier in Daniël staan en verskillende ander plekke in die Bybel, dink ek is die engele aktief om God se kinders te beskerm, om ook God se kinders te ondersteun in tye waar hulle swak is. En hoe dit presies werk, sê die Bybel nie vir ons nie, maar wil ek vir u vanmôre sê, wees verseker en wees gerus, dat jy en ek nie alleen is nie, dat die God van hemel en aarde by ons is, dat hy deur sy gees in ons woon, en dat hy sy engele aangaande ons bevel gee. En wat in die geesteswêreld aangaan, is nie vir my en jou beskore om te sien nie. En ons moenie hinker daarna om te sien wat daar aangaan nie. Ons moet in vaste vertroue leef en sê, Here, selfs die engele, die magtige wesens wat God geskaap het, wat magtig is, dat hulle ook die is wat ons beskerm, dat hulle ook die is wat uitgestuur word vir diens, vir watter diens dit ook al mag wees, om God se kinders dan eendag veilig in die heerlikheid aan te bring. Ons dink aan die tyd toe die Here Jesus in Getsemane geworstel het, en daar die beker van sonde moes geledig het, hoe die engele gekom het om hom te aanbid. Ons sien verskillende plekke, vriende, waar engele na vore kom, en wat ek vir u maar wil sê in die slotsom is, dat u en ek ook God moet dank, dat hy in beheer is ook, van hierdie wonderlike genadevoorreg, wat ons kan beleef, dat sy engele uitgestuur word, as dienende geeste vir dienswerk vir die wat die saligheid sal beerwe. En dat ons nie so besig sal raak met die engele nie, maar met die God wat ook hierdie engele geskaap het. En dat hulle in opdrag van God dan ook sekere dinge doen, wat ons nie altyd weet wat dit is nie, maar dat ons weet dat God in beheer is van alles. Vriende, mag u en ek hierdie groot genade raak sien, mag u en ek ons verbly en verheug, dat die God wat ons gered het, ons veilig in sy heerlikheid sal aanbring, en alles haarfyn beplan en in plek gestel het, om ons na sy heerlikheid aan te bring. Daarom eer ons die Here, ons eer die Here vir hierdie dienende geeste, wat uitgestuur word vir dienswerk, vir hulle wat die saligheid sal beerwe, en alhoewel ons nie die volle detail daarvan weet nie, verbly ons in die Here, dat ons weet dat hy in beheer is. Mag ons soos die profeet Jesaja, toe hy daardie wonderlike visioen van die Here gehad het, in Jesaja die 6de hoofstuk. U sal onthou, hy die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, en die Bybel sê vir ons in vers 6, maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir my gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Kom ons bid, Here, dat u ook 'n gloeiende kool van die altaar sal neem, en my mond sal aanraak, dat ek u lof sal verkondig. Dat ek sal praat oor wie u is, die grote God, wat in grote genade my gered het, my 'n geliefde noem van hom, en my ook eendag in sy heerlikheid veilig sal aanbring. Mag u en ek kragtige getuies wees vir die Here,
En alhoewel ons nie altyd die volle detail van alles verstaan nie, dat ons sal praat oor hom wat ons uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Mag ons getuies wees van die Here en mag ons hom eer dat hy alles gedoen het om ons veilig in sy heerlikheid aan te bring. Vriende, groete vir u, mooi dag verder terug.